Goeienaand, baie welkom by ons huisgodsdiens vanaand. Dis 'n voorreg om saam met elke een van julle in die teenwoordigheid van die Here te kom. So ja, wat beteken dit? Dit beteken is Dinsdag aand en ek hoop jou week is sover goed. So ons het vanaand 'n ongelooflike lekker onderwerp. So ek hoop jy het jou notaboekie, jou pen en ons gaan lekker skryf. Eers vanaand so 'n bietjie koud. Ek het nou 'n lekker dik baadjie aangetrek. So ja, deel asseblief die boodskap, wees deel van dit, vra as jy wil vra, ek gaan my uiterste bes probeer om dit te kan antwoord, as ek nie kan nie, sal ek altyd terugkom na jou toe. So ja, ons het nou nogal 'n baie interessante onderwerp oor waar ons vanaand 'n bietjie, ek gaan nie dit sê as 'n preek of iets nie, kom ons sê dit gaan 'n lekker teaching wees, iets wat ons gaan leer en iets wat ons gaan sien, en baie van julle weet dit, maar dit is net weer om te besef hoe dankbaar ek en jy kan wees wat Jesus vir ons gedoen het. Jonita, hoe gaan dit met jou daar? Jonita is in die hospitaal, hoop so, hallo Annelie Marie. Ja, sy kry koud, ja, dit is koud. Hierdie huis van my is baie koud, is regtig baie koud. Hallo Annie, goed met jou? Hallo Wendy, prys die Here. Ja, sy klim op, tag mense. Hallo Thys, hallo Leonora, hoe gaan dit? Goed met julle? Hallo Esther, yes, lekker. So elkeen van ons het nou, of ek hoop jy het nou jou koffiekie ook, daar wees rustig, ons gaan van ons om net 'n bietjie navorsing doen, en ons gaan 'n bietjie kyk wat sê God se woord, en jy skryf dit neer, en ons kyk, hoe kom ons daarby uit, en as jy met my verskil, jy mag natuurlik met my verskil, so ja, goeienaand Rita, hallo Delinda, so ons gee nog so 'n paar minute gou vir mense om op te klim, so, ek moet sê, dit is nou nogal baie indrukwekkend om te kan sien hoe hierdie woord by mekaar gaan kom en wat dit gaan beteken vir ons. Yes, hallo Sofia, goed met jou, hallo Tannie Kytie, of Kytie, goed met jou, Elnita, lekker man, goed en jy, daar is hy, prys die Here, Norman, baie welkom, Eugene, John, ja, John, awesome, John en Fred ook op, prys die Here, so, ons gaan vanaand praat, en mag die Here, mag ek sy woord as 'n instrument net met liefde oordra, en dat die volle waarheid sal uitkom, of dit sal wees soos wat die woord dit sê, nie uit myself uit nie, maar uit die gees van die Here, en ek glo en vertrou, dat die Here ook saam met ons gaan wees. So ja, ons gaan bietjie vanaand gesels oor, waar was Jesus? Het Jesus vir die dooies gaan preek? Het hy vir die dood gaan preek? Waar was hy nadat hy gesterf het? So ek wil gou vir jou sê, Jesus sterf aan die kruis, ons gaan begin, ek gaan so nou en dan nog bietjie groet hier tussen, hallo Andries en Lorika, goed met julle. So, ek vat jou terug na daardie wonderlike goeie Vrydag toe, daardie Vrydag wat so 'n wonderlike manier is. Ek wil amper half sê, weet jy wat, 'n Paasnaweek, 'n goeie Vrydag, 'n Easter weekend soos 'n ou sal sê, is met baie liefde gesê, en ek wil dit nou maar sê soos dit is maar hierdie show wat die kerke opsit, maar in 'n mooi manier, ek wil dit nou nie iets sê nie, rondom die vieringe van Jesus se sterfte en opstanding en so meer, elke jaar. Maar die diepe betekenis is vir my en vir jou om te besef waaroor alles gaan eintlik. Hallo oom Fred, hoe gaan dit? Hallo Zelda, hallo Gielie, goed met julle. So, ek vat jou terug na die kruis. Ek vat jou terug na Jesus sterf aan die kruis. En omtrent 3 uur die middag roep Jesus uit. Onthou julle, hy roep uit, dit is volbring, in Johannes 19 vers 30. En dis 'n belofte wat ek en jy aan moet vashou. Ek wil vanaand vir jou sê, ons moet dit nooit uit die oog uithou nie. En daarna sê hy, hoor gou mooi, Vader, in u hand gee ek my gees oor, en ons lees dit in Lukas 23 vers 46. En op daardie oomblik, en hier kom dit nou, as ek te vinnig gaan met julle praat oor, asseblief, sy liggaam sterf. Sy gees verlaat sy liggaam. En jy moet dit nou baie mooi verstaan. En dit is die betekenis van sy werk, of die werk van verlossing is afgehandel. En hier kom Paulus, en ek wil hierdie vir jou lees, hierdie is baie belangrik, kom blaai gou saam met my, en Wendy, jy kan dit opsit daar, uit Efesiërs 4, Efesiërs is net na Galasiërs, hierdie is baie belangrik, ek wil daar vir jou saam lees, en jy moet nou saam met my lees, en jy het jou koffie, kom ek gee gou vir jou 'n kansie. Ons gaan lees uit Efesiërs 4 uit, vanaf vers 8 tot en met vers 10. Hoor gou hierso. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte,
het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee, maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy eers neergedaal het in die onderste dele, hoor gou baie mooi, en hier kom hierdie beklemtoning van die onderste dele, daar was 3 dele waarin hy gegaan het, en ek gaan nou vir jou dit verduidelik, die onderste dele van die aarde, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En ek wil net by hierdie gou byvoeg, baie mense gaan nou met my verskil, of hulle gaan dalk sê, nee, maar daar was nie in hierdie dele, of in die aarde, of in die onderste gedeeltes, dit is nie so nie. Jy sien, want hulle vat 'n vers, en hulle orasie, hulle haal hom heeltemal uit konteks uit. En nou wil ek ook net gou, met hierdie vers, wil ek vir jou Matteus 12 vers 40 bygee, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, hoor gou baie mooi, hier is die skrif, en ek moet hierdie teaching vanaand vir jou gee met skrif, dat jy dit kan verstaan. So sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Goed, kyk wat skryf Paulus. Paulus skryf vir ons daar, hy het neergedaal na die onderste dele van die aarde, en dit moet jy merk in jou Bybel, en dit gaan ek en jy nou sien. 3 dae verskillende ryke, of realm, kom ons noem dit ryke of realm, soos 'n mens dit sal verstaan. Die Bybel sê nie uitdruklik dat Jesus 3 aparte realms besoek het nie. Onthou, ek gaan nou vanaand gou vir jou iets sê. Die idee kom uit die samevoeging van verskeie skrifte. Maar ek wil gou vanaand die eerste ene met jou deel. Ok, so as jy nog met my. So die eerste ene is die fisiese wêreld. Dit is die graf. Moet nooit die graf vergeet nie. Jesus se liggaam, toe hy sterf, was in die graf van Josef van Arimatea. Die graf het aan Josef van Arimatea behoort. So die eerste gedeelte was die graf. Sy menslike liggaam het daar gaan rus tot die opstanding. So met ander woorde, as ons hierdie ryk kan beskryf, die eerste ene, as wanneer jy dit wil opsit, of die realm, is die aarde, die graf. Ok, en dit is iets wat ek en jy moet besef. In daai tyd het hulle dit in die graf of in die grot gesit, en dit is hierdie realm waar sy liggaam, toe hy sterf. Baie mense kom en hulle sê, maar Jesus het nie fisies gesterf nie. Hy het fisies gesterf. Hy het fisies vir my en vir jou gesterf, en hy het al hierdie dinge ervaar vir iets baie belangrik, en ek wil dit sommer in die begin sê, en ek gaan dit weer later sê, sodat ek en jy vanaand kan besef, en nou moet jy regtig die hartjies opstoot, want as jy vanaand kind van God, 'n dankbare hart het, sien jy vanaand hierdie sterfte van Jesus, en wat hy vir my en vir jou gedoen het, en sy opstanding, en sy ter helle neergedaal het, of waantoe hy in die onderste dele was, sodat ek en jy 'n lewe in oorvloed kan hê, sodat ek en jy vanaand iets kan besef, en dit is, dat hy het gesterf, hy het die sonde van my en van jou op hom geneem, en wat gebeur met 'n sondige mens? 'n sondige mens, as jy sonde sterf, as jy ateïs sterf, as jy sonder Christus sterf, as jy aanhou met die sonde, is jou plek die hel. Dis waar jy gaan opeindig. Of jy dit wil uitblok of regverdig, maak nie saak nie, of jy dit wil erken of nie of ontken, maak nie saak nie, dis jou mening, dis jou besluit, maar ek gaan volgens hierdie 3 belangrike dae. Ek praat vanaand oor hierdie 3 belangrike dae, en dit is die graf, die paradys en Sheol of Hades of Gehenna, die hel, en ek gaan nou baie oor dit sê, ek kom daarby uit. En dit is iets wat jy moet hoor vanaand, so ek wil hê jy moet besef vanaand, hy het sy asem uitgeblaas en hy het sy gees gegee, met ander woorde, die Jesus Christus, die Seun van God, het fisies gesterf. En wat het gebeur? Kom ons kyk na die tweede een, die paradys. Onmiddellik na sy dood, gaan Jesus na die paradys. En weet jy, daar kry ons die belofte, en daar sê hy dit vir ons, en hier sien ons wat gebeur. Net voor sy dood sê hy aan die berouvolle misdadiger, onthou julle, vandag sal jy saam met my wees in die paradys, in Lukas 23 vers 43. So, die Vrydagmiddag sterf hy. En toe hy sterf, toe gaan hy paradys toe. Hallo Regaard, volgens Lukas 23 vers 43.
Want hy het vir die misdadiger gesê, vandag moet jy omkring in daai Lukas in jou Bybel en jy moet dit besef, sal jy saam met my in die paradys wees. Dit dui daarop dat Jesus se gees het onmiddellik na die paradys gegaan. OK. En hieruit verstaan baie Christene dat Jesus se gees na die paradys gegaan het, die plek van rus en gemeenskap met God. Sommige verbind dit, en ons sien dit ook in Lukas 16, en hierdie moet ons inbring, sommige verbind hierdie gedeelte met Abraham se boesem, dit was so in Lukas 16. En ook in vers 26 van Lukas 16, kom ons dan sien ons moet nou sien wat Paulus geskryf het vir ons in hierdie 3 dele. Sê Jesus self uit hierdie gedeelte, toe hy hierdie gelykenis of hierdie gebeurtenis aan sy disippels verduidelik. In 26 skryf hy, en daar was ook 'n groot kloof tussen ons twee. So die wat van hier af wil oorgaan kan nie, en die wat van hier af soontoe wil gaan, kan nie oorgegaan het nie. So sy gees was, op daardie Vrydag, was sy gees in die paradys. So daai riekelm of daardie ryk, die paradys, die plek van regverdiges, dit is waar die Here Jesus Christus was. Kom ons recap gou. So sy liggaam was nog egter in die graf gewees. Onthou, ons is by die Vrydag. Sy liggaam was in die graf gewees. Dus sy liggaam in die graf. Sy gees was by die Vader in die paradys. En hier kom ons nou by die tweede dag. Die tweede dag betree Jesus die toestand van die dood. Omdat hy werklik gesterf het, hoor gou mooi, het hy die menslike ervaring van die dood volledig betree. Met ander woorde, dit beteken, Jesus was onder die dooies. Hy het die dood werklik ervaar. Baie mense dink hy het nie hierdie pyn gehad nie, hy het nie hierdie dood ervaar nie. Nou kom ek vat jou gou en ek moet vir jou hierdie lees in Exodus in die konteks van hoe mense dit moet verstaan. Vir sonde gaan jy hel toe. Punt, klaar. As jy 'n regverdige, as jy 'n kind van die Here is, gaan jy hemel toe. As jy Jesus aanvaar het, as jy sou vandag sterf en jy het Jesus aangeneem as jou saligmaker en jou verlosser, jy bely hom met jou mond, jy weet hy is jou saligmaker, is jou beëind of jou eindstemming is in die hemel saam met die Here Jesus Christus. Maar sondaars, ek wil hê jy moet verstaan wat hier gebeur. Vir sonde gaan jy hel toe, en hy het ons sonde op hom geneem. Goed, die tweede dag, 12 ure lank, het Jesus die smarte ervaar. Nou ek moet hierdie gedeelte vir jou sê, om dit in konteks te bring, in Exodus 12 vanaf vers 8 tot 10, moet ons hierdie gaan lees. Ons sien hoe God die wet inbepaal het rondom die vleis en die lam. Hoor gou hier. En in vers 8, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, hoor gou mooi, oor die vuur gebraai, saam met die ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die potjies, saam met die binnegoed. Hoor mooi. En hoor hierdie hele gedeelte wat hier kom in vers 10. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Nou goed, Petrus kom en dan skryf hy in Handelinge 2 vers, ek moet hierdie vir jou lees in Handelinge 2 vers 24. Hier kom ons en ons sien wat skryf Petrus vir ons hierso, die toespraak van Petrus op Pinksterdag. En Petrus kom skryf vir ons in 24 hierdie belangrike gedeelte. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood, sien jy daar? Kerk, dis baie belangrik. Christen, kind van die Here, hoe ook al jy jouself wil noem, dis baie belangrik dat jy jou eensellig met die woord van die Here, want die woord van die Here is betroubaar, sny soos 'n tweesnydende swaard, en jy moet verstaan presies dit wat Jesus gedoen het, want jy as evangelis, as kind van die Here, moet hierdie evangelie verkondig aan die mens, jy moet dit aan die mense wat verlore is gaan verduidelik, dit wat Jesus gedoen het, en kyk hierdie dierprys wat hy betaal het, hom het God opgewek nadat hy die smarte, hoor daar is jou antwoord. Jesus het dit nie vrygespring nie, Jesus het gesterf, hy het in die smarte gegaan, hy het hierdie smarte beleef, hy het in die hel ingegaan, hy was in die hel, hy was in Hades ingewees soos die ryk man, en die ryk man roep dit daar uit, onthou julle in Lukas 16,
Ek moet hierdie vir jou gou lees. Ekskuus, ek gaan eensstemmend met hierdie bring Lukas 16 en ons het nou ander dag daaroor gepraat, maar kyk gou hoe praat hy in vers 24. Ook kyk gou vers 24 en vers 24. Handelinge 2 vers 24, Lukas 16 vers 24. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. So hoekom het Jesus in smarte gely? Hoekom het Jesus hierdie smarte ervaar en wat is die doel van Exodus 12 vers 8 tot 10? Goed, en ons sien dit en ons het nou gelees in Handelinge 2 vers 24. Maar hier is die wonderlike nuus. Hoor gou mooi. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Die dood is verslind, die dood is oorwin, die doderyk is oorwin. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Met ander woorde, die dood, kon hom nie daar hou nie, kon Jesus nie daar hou nie. So hierdie gedeelte is vir my 'n wonderlike gedeelte. Is julle nog met my? Amen, verstaan julle, praat ek? Is daar miskien enige vrae? Praat ek te vinnig? Is julle by? Julle kan dit weer luister. En ek is opgewonde. Ek is as 'n kind van die Here opgewonde oor hierdie om te kan verstaan dat Jesus wat in vlees gekom het, wat die sonde van die wêreld op hom geneem het, want so lief het God hom gehad, sy seun gehad, dat hy hom gestuur het in hierdie wêreld om my en jou sonde op hom te kan neem. Man, weet jy wat, 'n mens raak emosioneel, 'n mens raak eintlik sommer vanaand so half in 'n verligting manier bedroef, met 'n dankbare hart om te kan sê, Here, dankie dat u gevoel het hoe Hades die hel of die doderyk gevoel het in daardie tyd. En iets smarte gelyk die dood. Maar hoor wat sê hy, maar omdat die onmoonlike was dat hy daardeur vasgehou word. Met ander woorde, die dood kon hom nie daar hou nie, die dood is oorwin. Wat beteken dit vir my en vir jou? Hoekom praat ek hieroor vanaand? Dit beteken, eerstens, dat jy nie 'n vrees moet hê vir die dood nie. As jy 'n vrees moet hê vir die dood, moet jy jouself ondersoek gaan instel, moet jy gaan besef, maar wat is hierdie vrees? Hoekom het ek 'n vrees? Hoe is my lewe? Wat ook al dit mag wees. So ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, jy kan nie 'n vrees hê vir die dood nie, want as ek en jy moet dood, moet ons weet, ons absent from the body, we are present by the Lord. Paulus skryf dit, as ons vandag moet sterf, is ons in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, die koning van die konings. Ek en jy gaan hom in die oë kyk, ek en jy gaan by Jesus wees. En dit is wat hy vir ons gedoen het. Ons is by die tweede dag. Kom ons kyk gou-gou. 3, die doderyk, Hades of Sheol, soos wat die Grieks en die Hebreëus dit verkondig. Ons is nog steeds by Handelinge 2. Ons gaan so 3 verse verder. Handelinge 2 vers 27, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verder win te sien nie. Sien julle daar? So ek wil vanaand vir jou sê, u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat nie. En dit is wat vir my so opgewonde maak. Hier kom Petrus en hy skryf hierdie aan my en jou, sodat ek en jy dit kan verstaan. Maar goed, in hierdie konteks van 1 Petrus 3, wil ek ook vanaand vir jou lees, en hier kom ons eintlik vanaand by die sleutelvers. Wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus 3, en ons gaan lees daar vanaf vers 18, kom ons lees daar vanaf vers 18, hoe wonderlik, né? Is dit nie? Ek gaan nou met jou praat oor die doderyk, Hades of Sheol. Vers 18 van 1 Petrus 3. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hoor daar. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hoor daar. Hoekom het Jesus dit gedoen? Sodat hy vir die onregverdiges kon sterf, sodat ek en, hallo Louisa, ek en jy klaar in hierdie oorwinning kan lewe, sodat ons nie deur al hierdie goed gaan nie. Maar hoor gou mooi. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees. Onthou iets, hoor. En hier kom ek nou, en ek wil jy met iets hier hoor. Wat het Jesus gedoen? Het Jesus vir die dooies gaan preek? Ja, hoor gou hier. In vers 19, in wie hy ook heen gegaan het en gepreek het. Hier kom Petrus en hy skryf hierdie vir ons. Hoor mooi. Wie gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Maar hoe?
Kom ek sê gou vir jou, volgens baie vroeë Christelike uitleggers het Jesus die doderyk betree en sy oorwinning daar aangekondig. Met ander woorde, hy het die sleutels van die dood gaan wys. Hy het die vyand gewys, hy het die duiwel gewys. Ek het die dood oorwin, ek het die doderyk oorwin, ek het die sleutels van die doderyk. Baie belangrik, geliefdes, julle moet hierdie verstaan vanaand. Die Bybelse Hades of Sheol is nie noodwendig dieselfde as die finale plek Gehenna, wat hel is, wat beteken die ewige oordeel. Goed, ek gaan vir jou skrif wys op die poel van vuur. Kom ons lees gou saam uit Matteus. Dit voel of ek so vinnig jaag. Ek weet nie hoekom nie, maar ek dink ek is te vinnig, né? Ek raak opgewonde. Kom ek raak rustig. Matteus 10 vers 28. Hoor gou hierson. Kom ek gee jou gou 'n kans om soontoe te blaai. Hou maar jou plek hier daar by 1 Petrus. Ons kom weer terug na hom toe. Ek hoop julle vind dit interessant en dit is iets bietjie agter in die 3 dae van Jesus. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Sien jy, daar lees ons dit nou. Hier kom ons by hierdie gedeelte van Gehenna, die hel. In Markus 9 vers 23 lees hy, en as jou hand jou laat struikel, wat sê hy, kap dit af. Dit is beter om jou om vermink in die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur. Markus 9 vers 43. En hierdie is metafoor wat Jesus kom en dan gebruik hy dit. Hy sê dit, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om vermink in die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê wat jou in die hel gaan laat beland. En dit is wat ons moet verstaan. So in hierdie derde riem waarin ons nou kom, die doderyk, die toestand op die plek van die dooies. Dit is waar die mense hulle self gaan bevind. As hulle self nie bekeer en tot die Here Jesus Christus of in Jesus Christus laat lewe nie. Wat beteken 1 Petrus 3? Goed, kom ons kyk gou daar vanaf vers 18 tot 19 vir my en vir jou. Hy gegaan, daar sê die woord in vers 19, en gepreek vir die geeste in die gevangenis. Nou ek wil hê jy moet daai gees streepie maak, omkring of om iets doen. Want onthou, hier oor bestaan verskillende verklarings. Ok, so ek wil hê jy moet hier iets verstaan. Daardie geeste beteken nie siel nie. Goed, daardie geeste was gewees of dit was die gevalle engele en die demone. Die eerste verklaring, Jesus het na die geeste gegaan om die oorwinning te verkondig en ons sien dit. So met ander woorde, as jy gaan kyk nou, en ons gaan lees in vers 20, so hy het in hierdie gedeelte met hulle gaan praat, en of hy deur Noag met hulle gaan praat in vers 20 van 1 Petrus 3, wat eerstyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedige van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Nou, hier kom die vraag, en wat is die vraag miskien nou hier vir baie Christene of verskillende verklarings van mense wat dit is, hoekom nie daarna nie? Hoekom het hy juist spesifiek met hulle gaan praat? En ons gaan sien dit in Genesis 3, ons gaan sien presies hoe grimmig God gehaat het, hoe spyt hy was toe hy die mens gemaak het, en die gevalle engele, wat die gevalle engele gedoen het en die demone gemaak het, en hier kom hy, en hy gaan wys hierdie demone en hierdie engele, ek is die seun van God, halleluja, ek is die seun van God, ek het die dood oorwin, en ek het vir julle 'n plek voorberei, wat genoem word, Gehenna, so waar julle onuitbluslik, julle gaan dag en nag gepynig word, julle het julle sonde op die aarde uitgegiet onder die mens, en hier kom die woord, en hy sê, wat eenmaal tot gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed maak, toe ek vir julle gesê het, en toe Noag gepreek het, toe Naps gepreek het, jou pastoor gepreek het, die volgende een gepreek het, jy het jou ore toegemaak, jy het besluit jy wil God nie dien nie, so gaan die Here in die oordeelsdag voor jou kom en sê, dis nou te laat. Dis vir ewig te laat. En ek wil hierdie verklarings gou vanaand met jou deel. Die eerste verklarings het Jesus na die geeste gegaan om die oorwinning te gaan verkondig. Met ander woorde, volgens hierdie siening het hy getriomfeer, en daarom sê die skrif, hy het getriomfeer
oor die dood, hy het getriomfeer oor Satan, en hy het die dood aangekondig. Hy het 'n plek vir hulle voorberei, en ons sien dit, en onthou, dit was nooit vir die mens gewees nie. Dit was eintlik nie vir die mens nie. In Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, ons kyk gou hierso, vir wie was dit? En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Genna, goed, die hel. So ek en jy kan vanaand sê, Here, dankie, dat ons kan triomfeer saam met U, want ons sien dit. So ons het nou gesien, wat het gebeur, ons sien hierdie 3 dele, en wat Paulus vir ons skryf, ons gaan dit nou recap, wat Paulus vir ons skryf, die 3 dele van die aarde waarin hy was. So hy was in die paradys, hy was in die hel, en dan het hy ook vir die geeste gaan preek. So met ander woorde, hierdie is vir ons baie belangrik, en wanneer ons kyk na die tweede verklaring, Jesus het deur Noag gepreek, toe die mense nog gelewe het. So hy het hierdie godsman gebruik. En in Lukas 16 sien ons presies hierdie selfde gedeelte, hoor gou hier. Hierdie 2 wonderlike gedeeltes, hoe dit saam met is. In Lukas 16 sien ons hoe die ryk man uit die doderyk uitroep na Vader Abraham en sê, Heer, Vader, stuur iemand uit die dood uit om my broers te gaan waarsku. Maar Abraham antwoord hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. En hy sê, nee, hulle gaan nie, maar as hulle iemand uit die dood uit, en hy sê, as hulle dan nie na hulle luister nie, hoekom sal hulle dan luister van iemand wat uit die dood uitkom? Verstaan julle? En dis wat Noag deurgegaan het, hierdie moedelose Noag, en God het 'n welbehaag, God het guns gevind in die oë van Noag. My boetie, my sussie, kan ek vanaand vir jou iets vra? Liewe mens, sal God guns ervaar in jou lewe? Op hierdie dag, die vrug van die bekering wat jy dra, gaan God jou 'n gunsgenoot maak? Of gaan daar ook 'n bietjie spyt wees? Ek wil dit nou sommer terugvat na die Ou Testament, toe soos wat hy dit gesê het, hy het berou gehad. Kom ek en jy vanaand, kom ons sit dit maar by, ek sit dit in 'n verklaring by, want hierdie geeste ding is dieselfde, want ons gaan, onthou die siel is die mens, hier kom en hy preek, hierdie ander gedeelte preek hy vir die mens, maar hier het hy vir die geeste gepreek, en ek wil hê jy moet iets verstaan, Prediker 12, vers 7, hoor gou hierso, ek moet gou hierdie vir jou net bysit, ek wil net gou hierdie plek hier hou, dit kom nou sommer by my op, Prediker 12, ons gaan gou daar by Prediker ingaan, ons moet by Prediker 'n draai gou maak, hoor gou hier, dit is baie belangrik dat ons hierdie goed moet verstaan, hierdie goed is belangrik, ek en jy moet hierdie verstaan. Hierdie boek Prediker in 3 en 6, 9, alles oor die dood, is dit nogal eintlik is nice, dit is baie lekker om dit te verstaan. Vers 7, en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat het gegee het. Ok, kyk gou daar. So met ander woorde, die gees is die asemtuig, dit is ons asem, die siel behoort aan die Here. Hierdie sataniese mense wat hulle siel verkoop, hulle teken kontrak. Ag ja, ek hoop so vanaand is die satanisme wat luister, wat eintlik dink is, en mense wat Satan aanbidders is, ag man, ek wens jy wil iets sê, jy wat so dom is en meegevoer word en so aan, luister man, ek het 'n kontrak geteken, hulle sê ons, hulle teken kontrakte, en dan verkoop hulle siel, of hulle gee hulle siel oor aan Satan. Ag man, jy is mislei. Die poel van vuur gaan saam met die duiwel, en jy gaan saam met hulle daar bely. Die siel behoort aan God. Hy het die laaste oordeel. Amen. Kan ons 'n amen kry bietjie? Ja, verstaan jy dit? Big Bang Theory, duiwel aanbidder, ateïste, daar is nie sulke goed nie. Hey, jou siel behoort aan God. Hy gaan jou oordeel volgens jou werke, en hy gaan jou volgens jou kriteria oordeel, as ek dit so kan sê, of jy hom aangeneem het. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Of jy dit nou wil glo of nie. Ek glo dit, ek vat dit. Ek het Jesus aangeneem, hy is my saligmaker, hy is my verlosser. Ek triomfeer oor hom, ek is nie bang vir die dood nie. Inteendeel het ek 'n verlange om by Christus te wees. Paulus sê dit, want hy is verreweg die beste.
Ons is in 'n verlore wêreld. Ons is verlore, man. As ons nie vas staan aan hierdie beloftes nie. Goed, kom ons kyk gou. En hier kom Petrus en hy skryf, Jesus het Noag gebruik, en juist daai. En dit is baie interessant hoekom hy nie verder hierdie gedeeltes gebruik het van Noag af regdeur en hy het hierdie goed gepreek nie. Goed. So met ander woorde, hierdie interpretasie verstaan die teks simbolies, en ek wil jy moet dit verstaan, en dan gaan ek bietjie met jou praat oor die derde verklaring. Jesus het aan die gevalle engele sy oorwinning bekend gemaak. In hierdie uitleg word deur baie moderne Bybelverklaarders ondersteun. Ek wil jy moet dit verstaan vanaand. En wat beteken dit eintlik dan geestelik vir ons? Omdat Jesus die dood binne gegaan het en oorwin het, hoef gelowiges nie die dood te vrees nie. Ek en jy hoef nie die dood te vrees nie. Hoor gou hier. In Prediker 12 vers 13 en 14 kry ons hierdie pragtige kragwoorde. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie. Met ander woorde, Godvreesend. En ons moet hierdie skrif hou. Ons moet niks bysit of wegvat nie, of verdraai, of sê dis die moderne wêreld, menseregte, ons moet hierdie goed aanneem, ons moet dit doen, ons moet dat doen nie. Nee, die woord, die gebooie het nog nooit verander nie, en hy sê, bewaar my gebooie. Hoor mooi wat ek sê, hou my gebooie, want dit geld vir alle mense. Nie net vir die Jode nie, of vir die heidene nie, of vir die uitverkorenes nie, nee, of vir die verbondsmense nie, of vir die wat nou in die Nuwe Testament is nie, nee, vir almal. Hoor gou mooi. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, in die geheimenisse, goed of sleg. Dit gaan voor God verskyn. Jy gaan voor God kom. En ek wil hê jy moet iets weet vanaand. Weet ons dat die graf nie die einde is nie. Want die woord sê op die derde dag het hy opgestaan. Het hy opgestaan. En dit is vanaand hoekom ek en jy kan triomfeer, hoekom ek en jy vanaand dit kan in volheid neem. Dit is volbring. Dit is volbring. En hierdie sekerheid van die opstanding, en ek wil hê vanaand, dit is so belangrik om dit te hoor. Dit is hoekom dit vir my so mooi gebeurtenis is, die Paasnaweek, hierdie tyd van die kruisiging en die opstanding. Ons Jesus het opgestaan, die graf, die doderyk kon hom nie daar hou nie. Kan ons vertrou dat Christus selfs die mag van die dood verbreek het? Ja, ons kan. Ons kan. Jesus was inderdaad in die paradys, soos hy self aan die misdadiger beloof het. Hy het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In die Bybel, ekskuus tog, dui ook aan dat hy werklik van die dood en die doderyk betree het. Dis duidelik daar vir ons. Wat presies daar gebeur het, en ek wil vanaand dit by sê, kan ek nie volledig verduidelik nie. Maar die skrif, hoor gou mooi, beklemtoon dat hy nie daar gebly het nie. So presies heeltemal wat daar gebeur het, is daar 'n sekere skrifte wat kan beklemtoon wat daar gebeur het. Maar dat ek weet vanaand, en die volgens die skrif, is dat hy nie daar gebly het nie. Want die woord sê, op die derde dag het hy opgestaan, as die oorwinnaar oor sonde, Satan en die dood. Die dood is verslind, die doderyk is oorwin. En dan kom skryf hierdie pragtige gedeelte van Johannes 11 vers 25. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Verstaan jy nou die klem van daardie vers? Jy moet dit begryp vandag, en jy moet hierdie dele van dit wat ons saam met jou, wat ek nou vanaand vir jou verduidelik het, hierdie dele wat Paulus vir ons geskryf het daar in Efesiërs, ek moet dit net gou weer vanaand vir jou lees. Paulus skryf vir ons daar in Efesiërs 4, hy sê, hy het neergedaal na die onderste dele van die aarde. Hoekom? Sodat hy vir ons hierdie oorwinning kon bring. Hy het die dood oorwin, hy het die doderyk oorwin. Hy het die sleutels gewys, en dis wat baie gelowiges glo. Matteus 12 vers 40, want soos die dae van Jona, waar hy 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees.
die paradys, die doderyk en dan ook die gedeelte of die graf waar sy liggaam in was. Ek hoop dit was vanaand vir jou 'n blessing. Ek recap gou. 1 graf, die fisiese wêreld, 2 die paradys, 3 in hierdie realm is vir my baie belangrik dat ons dit moet verstaan, is die doderyk. Hades of Sheol, wat nie vir my en vir jou gemaak is. Glad nie. Ek en jy moet nie daar wees nie. Ek en jy moet vanaand weet, ons hou vas in hierdie kragtige belofte van Johannes 11:25. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dit is presies wat Paulus vir ons skryf in 1 Tessalonisense 4. En die wat in Christus gesterf het, hoor gou mooi, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle die wolke weggevoer word. Ons sal die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Wat 'n voorreg. Kan jy vanaand nie met 'n dankbare hart gaan slaap nie? Al het jy 'n moeilike dag gehad, al was dit vandag vir jou murgelend geweest, al was dit vir jou hoe erg geweest in hierdie dag, al druk die lewe jou hoe erg. Ek wil vanaand vir jou sê, luister my liewe mens, om vanaand te gaan slaap met hierdie belofte, dat ek en jy vir ewig saam met die Here gaan wees. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Kan dit nie vanaand 'n voorreg wees nie? Ek is so opgewonde oor hierdie boodskap. Ek is so opgewonde om te kan weet dat ek en jy, as ons in Christus moet ons slaap, sal ons opstaan. As ons Christus aangeneem het en as ons in die wêreld moet oorbly wanneer die wegraping kom, sê die woord, sal ons hom tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Ja, dit is amazing. Dit is net amazing. Dit is iets wondersbaar. Dit is iets baie lekker goed. Kan ek gou 'n geleentheid gee? Ek is nou klaar. Ek hoop dit was vir jou 'n blessing. Is daar iemand wat iets wil vra rondom dit? Is daar onsekerheid? Ek wil graag gou hierso kyk. Dankie Norman, dankie John. Sê Wendy, dankie vir jou pragtigheid. Yes, volhard en vol in Koning Jesus. Dis waar, Janus. Daar sê Louise, baie dankie, dis waar. Andries, dankie Koning Jesus. Ag, is mooi om te sien hoe mense dankbare harte het. Ek kan vir jou baie goed nie doen nie, maar ek weet Jesus kan vir jou baie goed doen. Zelda, yes, Jesus het die wêreld klaar oorwin. Dis wat ons moet begryp, ekskuus tog. Dis wat ons moet begryp. Ja, dis amazing man. Dis iets wat ek en jy moet begryp vanaand. Is dit nie so nie? Dis eintlik mooi. Share hierdie video, baie dankie. Ek moet hierdie gedeelte vanaand vir jou sê. Ek dink dit was net 'n teaching om te besef wat Petrus vir ons geskryf het daar in Handelinge in 1 Petrus 3, Paulus vir ons geskryf het en hoe ons gesien het presies wat gebeur het in die Ou Testament, hoe ons al eintlik geleer het van Jesus en presies wat met die perfekte offerlam gebeur. Jy sien, want die tweede dag is eintlik die belangrikste. Die eerste dag toe hy sterf, toe hy in die paradys kom, die tweede dag, daardie mergelende 12 ure, wat hy as Jesus in die smarte was, in die doderyk was, wat ons nou gelees het, en dan daarna op die derde dag wat opgestaan het, en die oorwinning gewys het aan die bose, die gevalle engele, die duiwel en hulle magte. Hoe wonderlik is dit nie? So die volledigheid daarvan en goeders is, al wat ek kan sê vandag is, op die derde dag het hy opgestaan as 'n oorwinnaar. En ek en jy weet, dat Satan en die dood is oorwin. Dis oorwin. Dankie, julle moet 'n geseënde aand hê. Ek wil uitnodiging maak vir ons manne môre aand. Môre aand gaan ek 'n bietjie met jou gesels oor 'n dapper held soos Gideon. Jy moet dit kom hoor. Man, ons moet ons autoriteit terugneem, man. Ek wil vanaand vir jou sê, hoe meer 'n mens hierdie dinge in jou lewe in laat proklameer, as ek dit so kan sê, en die stempel op dit sit, die autoriteit op dit vat, hoe meer begin die Here manne gebruik, man. Ek wil vir jou sê, dat ek en jy 'n man moet wees wie God kan gebruik. Al voel jy nie so nie, ek wil môre aan vir jou iets wys. So ek wil, moenie asseblief wegbly nie. Ek vra vir jou mooi, kom man, maak 'n plan en kom by die kerk uit. Ons gaan nie lank wees nie. Maak nie saak nie, gee 'n bietjie tyd vir die Here. Ek wil nou nie klink of ek jou daaroor manipuleer nie, maar miskien moet jy dit ook maar hoor. Jy sien, is belangrik om by dit uit te kan kom. So ja, dankie julle. Lyk vir my nie daar's regtig vra nie, so ek maak dan nou klaar. Dankie, julle moet 'n geseënde nag hê, hoor. Julle moet 'n geseënde nag hê. Jesus like julle en baie dankie. Dankie vir Wendy julle, dankie vir almal wat ingeskakel het. Dankie, as ek jou nog nie gegroet het nie, was dit nou regtig nie moetswillig nie.
Ek mag net gou dalk hier deurgaan, laat ek net gou hier kyk. Ek het ja. Daar's 'n Lizet. Hallo Lizet. Ek het jou nie gegroet nie. Ek kyk gou na die name. Hierdie ding spring. Hy spring te veel terug. Maar in elk geval, Jesus like jou hoor, baie. En weet vanaand, die dood is oorwin. Lekker slaap.